kry en daar's nie mense wat verskillende rolle vervul. En ons sal leer om daai verdraagsaamheid te hê. Jy kan as 'n ou oor 80% goed vir my verskil, maar 20% van wat hy doen, help ons om nader te kom aan die ideaal, dan is dit goed dat daai persoon daar is. En ek dink ons het baie in hierdie, ek dink dit kom uit ons partypolitieke sienings. Destyds voor die oorgang was jy of KP of NP. En as jy nie KP was nie, is jy die vyand, wat natuurlijk daai tyd waar was, maar dit binne vandag se realiteit is daai goed nie so baie duidelik nie. En ouens wat nie presies jou ondersteun nie, is nie jou vyand nie. Die ouens wat jou goed met jy doen teenwerk, is jou vyand. En ek dink dis die volwassenheid wat ons ook sal moet kry, en ek dink daar ontwikkel so volwassenheid, as ek kyk na hoe mense wat eintlik oor baie min saamstem, wel kan begin saamwerk oor hierdie basiese boustene wat ek van gepraat het. Kan jy weet wat op veel van 'n sindak of 'n glasdak het? Maar ek wil weer terugkom met daai selfde voorbeeld. Jy weet, as jy uiteindelik 'n huis wil bou, dan begin jy by die fondament. Want as jy nie weet of jy 'n grasdak of 'n betondak of 'n sinkdak wil hê, dan gaan jou fondament daar anders uitsien. Want ek weet dat 'n huis met 'n betondak se fondament gaan anders daar uitsien as 'n huis met 'n sinkdak. So wat ons moet doen, ons moet in elk geval moet jy na die eindproduk gaan kyk. Jy kan nie ergens in die onderkant begin en dan weet jy nie presies waar jy op pad is nie. Ek moet 'n bietjie verskil van jou wat dit betref. Ons moet gaan kyk na die eindproduk. Ek sê met ons saam met professor Vossen wat gesê het, sy sentiment met die republikeinse ideaal. Ek dink dit is waar jy ons moet gaan. Ek stem ook heeltemal met hom saam wat hy gesê het, ons moet meer aggressief ons republikeinse ideaal stel. Ek mis dit so 'n bietjie in ons volkshuishouding. Ons probeer te netjies wees, ons probeer te korrek wees, ons probeer so 'n bietjie speel vir die gehoor, ons bietjie speel vir die media. Ek dink ons moet ook baie ernstig let op hierdie mediumsopname wat nou daar in beeld was. In die opsig dat hier is 'n klomp mense in die volk. Hy kruip op hierdie stadium weg, hy is gesigloos, hy kruip weg agter die rekenaar. Hy is bereid om dit wat in sy hart is, daar te klik op sy muis, te sê ek is bereid om na volksstaat te gaan. Ons moet pas op dat ons nie agterraak by wat die volk dan wil hê. So ons moet vorentoe gaan, ons moet daardie republikeinse ideaal, soos wat professor Vossen gesê het, baie sterker moet ons uitdra. En dan net 'n vraag, as jy nou met Julius van Herman se voorganger gesels jy oor die republikeinse ideaal? Nee, ek het vandag, ek kies die maklikste vergelyking wat ek kon kry, dat daar nie so verskillende interpretasies kon wees nie, maar jy het my op daai spesifieke een dat hy moet dieper ding, ek weet nie professor Goos hoe jy dat antwoord. Nee, ek besef dit, daar's twee probleme, in die sin dat ons moet ook leer uit die verlede, in die sin dat goed wat nie gewerk het in die verlede nie, help het nie, doen het net nog harder nie, want jou resultaat gaan dieselfde wees, jy gaan mense net meer mismoedig maak. As ek nou in die verlede hier kom staan het en my kop gestamp het hier teen hierdie muur, en het was seer, dan kan ek nie sê, man, miskien moet ek hom net bietjie harder stamp, dan gaan dit werk nie. En ek dink een van die foute wat ons in Afrikaner geleerdere gemaak het in die verlede, is om te ver voor mense te wees. Maar ek neem jou standpunt dat mense nie agter moet raak nie, ook wel ter harte. Maar as jy 10 tree voor mense is, gaan hulle koers verloor en hulle gaan hier in 'n ander rigting begin stap. En daarom dink ek moet ons sorg dat ons deur hierdie proses gaan. As jy gaan kyk na daai opname in beeld, as ons 10 jaar terug daai stemming gehad het, sou dit nie so gewees het nie. En ek dink ons moet, mens wil nie ongeduldig wees nie, maar ek dink ons moet dit aanleer. As ons gaan kyk ook na die ANC, dit het hulle nog 'n rukkie gevat. Ek hoop nie het vat ons so lank nie, want
dan gaan ek nog baie ouer wees in die tyd wat ons daai deurbraak maak. Maar die ander groot probleem ook is, wat ek agtergekom het, en dit was ook in 'n sportvergadering 5 jaar terug, toe ek bietjie maarder was en nog gehardloop het, bietjie baie maarder eintlik. En toe het ons 'n debat gehad met klomp politici wat ook gemaak het of hulle hardloop en hulle is toe nou deel van die atletiek beweging. En dan stel jy standpunte daar, maar jy is alleen. En op die ou einde na die vergadering kom jy ouens na jou toe en sê, ja, man, ek het daarvan gehou wat jy daar gesê het. Maar hulle was nie saam met jou, dis die ouens wat agter hulle rekenaar wegkry. En dit help nie, jy's vol bravade en jy sê klomp goed, maar die ouens wat met jou saamstem, is nie agter jou nie, of hulle is agter jou, maar hulle is baie ver agter jou. Hulle sê vir jou, ons is agter jou, maar as jy terugkyk, dan het jy verkyker nodig om hulle te sien. So die probleem is ook, ons moet hierdie ding stap vir stap vat, dat die ouens wat hulle met jou assosieer, dit ook bereid is om ons by die openbaar te doen. Het help nie 90% van Afrikaners lees wat jy skryf, en hulle sê, ja, ek hou hiervan, maar môre as hy by die werk kom, en sy collega sê vir my, hey, what did you think of that article? En sê, nee, ja, that was not very nice of that guy. Jy weet, dis die type ding, so ek weet as 'n ongeduld wat ontwikkel, maar ons volkie is soos enige ander groep in die wêreld, dis mense, en jy moet sorg dat ons stap vir stap hierdie ding bou. En ons moet hierdie boustene goed regkry. Die bouers gaan nie noodwendig eens weet hoe die dak gaan lyk. Maar jy moet kyk of jy soveel as moontlik mense saamvat. En die proses is daar ouens wat nie noodwendig daarvan hou wat jy dit doen nie. Maar dis ek moet sê, daar kan 'n klomp organisasies wees. Die Urania beweging kan daai dak vir ons presies uitstippel. Of 'n klomp ander destyds Urania werkers of mense van Kleinfontein kan daai dak presies uitstippel. En 'n klomp ander organisasies gaan help om die stene te maak. En ons moenie daai ouens wat die stene maak nou afskiet omdat hulle nou dadelik vir jou sê, dis 'n pragtige dak wat jy in gedagte het. Ek hoop ek het die vraag vaag genoeg beantwoord. Sorry. Ek wil net 'n praktiese vraagie vra. Ons praat vanaand oor ideologie. Daar's vir ons Afrikaners wat nie meer bekommerd is oor ideologie nie. Ons koets vir die lood. En ons weet dan word op ons geskiet, ons weet ons word uitgemoord. Wat van die Engelse woord genocide? Hoekom as daar 6 Zimbabweërs doodgeskiet word en praat van genocide, maar as daar meer as 35.000 Afrikaners vermoor word, dan word die woord genocide nie gebruik nie. Is ons veilig in die stede? Is ons veilig op die plase? Is ons veilig in die strate? En wel daar's van ons wat nie eers meer bekommerd is oor ons trots en ons eer oor ideologie nie. Ons is bang. Hoeveel mense hardloop in die land uit oor ideologie? Hoeveel hardloop omdat hulle vermoor of verkragt word? Is dit regtig misdaad? Kan ons nog sê vandag is misdaad? Of is dit beplande moord deur die ANC of wie ook al almal saam met hulle is? Ek is jammer, jy praat van politieke korrektheid, maar ek wil die waarheid praat vanaand. Ja, jy kan nie daarmee verskil nie, en ek dink dis juist die punt om te sê, terwyl ons hierdie ideale van ons koester, moet ons ook kyk aan die een kant na die praktiese realiteit waar binne ons is. En binne daai omstandighede moet jy doen wat jy kan. Jy moet die een doen en nie die ander een nalat nie. En ek dink juist met hierdie moorde en die soort goed, moet jy sal moet verskillende strategieë gebruik, betoog by 'n hof, dat 'n ou nie borg kry nie, die soort van goed werk, maar weer eens, nou betoog jy voor 'n hof, en dis 'n hof wat basies nie deur ons beheer word nie, maar ou sal daai soort goed moet doen, en dis nie omdat jy nou erkenning gee aan alles wat hier aangaan nie, maar dis 'n praktiese realiteit, en ons sal praktiese politiek moet begin oefen. Ek sê nie partypolitiek nie, ek dink ook die partypolitiek was ek lank genoeg by betrokke om te sien dit bring ons nêrens. Goed vriende, ek dink ons gaan haltroep hierop. Ons tyd is besig om uit te hardloop. Ons gaan 'n breek hê. Ons volgende spreker is Dan Rood. Hy gaan so lank opstel as ons